Hoe op aarde kon 'n revolusie, wat eintlik vir die industriële fabrieke van Europa bedoel was, wen in die platteland van China? Dit is die groot raaisel wat ons vandag gaan probeer oplos. Goed, kom ons spring sommer dadelik in. Om hierdie storie regtig te snap, moet ons eers die basiese konflik verstaan. Aan die een kant het jy die teorieë van Karl Marx en aan die ander kant die rowwe werklikheid van China in die vroeë 20ste eeu. En daai twee was glad nie dieselfde ding nie. En hier sien jy die verskil in 'n neutedop. Marx se hele idee was gebou rondom die stad, rondom die fabriekswerker. Maar Mao Zedong, hy het heeltemal ander kant toe gekyk, na die platteland, na die miljoene en miljoene boere. En daardie skuif, wel, dit het absoluut alles verander. Ja, volgens die handboek was die proletariaat, die fabriekswerkers, die helde van die storie. Hulle sou die revolusie lei. So China, met sy massiewe boerebevolking en baie min fabrieke, was tegnies gesproke die verkeerde land vir 'n kommunistiese oorwinning. Dit het net nie in die prentjie gepas nie. Maar Mao het die reëlboek heeltemal weggegooi. Hy het na die boerebevolking gekyk en nie 'n probleem gesien nie, maar 'n geleentheid. Hy het hulle gesien as die ware engine van sy revolusie. En daardie insig was die kern van sy hele strategie. Mao het die boere se lyding opgesom in hierdie idee van die 3 groot berge wat hulle vergrys het. Dis nie net abstrakte konsepte nie, dit was die daaglikse nagmerrie. Buitelandse magte wat die land uitbuit, gierige grondeienaars wat alles gevat het en korrupte amptenare wat die res gevat het. En hier is die deurslaggewende punt. Waar meeste mense net armoede en hopeloosheid gesien het Mao iets heeltemal anders raak gesien. Hy het besef dat juis omdat hulle so baie gelei het, die boere die mees gemotiveerde groep was om te veg vir radikale verandering. Dit was soos 'n kruitvat wat net gewag het vir 'n vonk. So hoekom juis die boere? Die logika was eintlik kristalhelder. Eerstens, hulle het die meeste gelei, so hulle was gereed om te veg. Tweedens, daar was ongelooflik baie van hulle. Hulle was die oorgrootste meerderheid. En derdens, die uitgestrekte platteland wat hulle soos die palm van hulle hand geken het, dit was die perfekte speelveld vir die soort oorlog wat Mao in gedagte gehad het. Goed, kom ons kyk nou hoe hierdie boerestrategie in die praktyk gewerk het. Dit was nie net 'n los idee nie, dit was 'n fyn uitgewerkte plan, 'n blouprik vir 'n heeltemal ander soort oorlog. Sien, gewone leers probeer stede verower en groot gevegte wen. Mao se gerilla-taktiek was presies die teenoorgestelde. Die idee was om groot gevegte te vermy. Dit was 'n oorlog van wegkuip, vinnig toeslaan en dan weer in die landskap verdwyn. Hulle het dit die oorlog van die vlooi genoem. Klein, irriterende aanvalle wat 'n groot lomp vyand stadig maar seker uitput. Maar hoe het hulle die boere se vertroue en ondersteuning gekry? Dit was die geheim. En die antwoord lê in 'n paar baie eenvoudige, maar ystersterk reëls van dissipline. Hierdie was nie net riglyne nie, dit was die wet. In 'n tyd waar soldate gewoonlik geplunder het hierdie dissipline die rooi leer heeltemal anders laat lyk. Hulle het nie gevat nie, hulle het gerespekteer. En hierdie 8 punte het dit nog verder gevat. Dit was basies 'n gedragskode wat ontwerp is om respek te kweek. Elke liewe reël was daar om 'n brug te bou tussen die soldate en die gewone mense. En dit het gewerk. Die boere het gou die rooi leer se oë, ore en hulle belangrikste ondersteuningsnetwerk geword. Hierdie aanhaling van Mao self nogal grafies verduidelik presies wat die militêre doel was. Sien, dit het nie gehelp om die vyand net 'n bietjie seer te maak of terug te druk nie. Die doel was totale uitwissing. Om een vyandelike eenheid heeltemal van die kaart af te vee, het 'n baie groter sielkundige en strategiese impak gehad as om 10 eenhede net te verswak. Maar voor hierdie strategie kon wen, moes dit eers die heel grootste toets denkbaar oorleef. 'n Beproewing so erg dat dit amper die hele revolusie vernietig het. Daardie beproewing staan bekend as die Lang Mars. Teen 1934 was die situasie absoluut haglik. Die kommuniste was omsingel deur 'n baie groter vyand en was op die randjie van totale vernietiging. Die Lang Mars het dus nie begin as 'n dapper opmars nie. Dit was 'n desperate, chaotiese vlug vir oorlewing. Die skaal hiervan is amper ondinkbaar. 'n Trek van byna 10.000 kilometer te voet. Dit het 'n hele jaar geneem. En terwyl hulle gevlug en geveg het 'n kritiese oomblik plaasgevind.
dit Sony-konferensie. Dit was die draaipunt waar Ma se strategie en sy leierskap amptelik oorgeneem het. Hierdie enkele syfer vertel die hele storie. 90%. Dink gou daaroor. Van die 100,000 mense wat die mars begin het minder as 10,000 dit oorleef. Die menslike koste was verpletterend. Maar daardie brutale ondervinding het die handjievol oorlewendes gesmee tot 'n ongelooflik geharde en fanaties loyale groep. Kom ons kyk vir 'n oomblik weer na daardie belangrike vergadering. Te midde van die chaos en nederlaag, terwyl hulle gehardloop het vir hulle lewens, het die leiers bymekaar gekom. En die besluite wat daar geneem is, sou nie net die lang mars red nie, maar die toekoms van die hele Chinese revolusie bepaal. Hierdie aanhaling som dit perfek op. Tsunyi was die oomblik toe 'n desperate vlug verander het in 'n strategiese herposisionering. Dit was nie meer net 'n gehaag nie, dit was nou 'n mars met 'n doel onder 'n nuwe onbetwiste leier met 'n duidelike plan. En so, nadat die strategie deur die vuur van die lang mars getoets en geslyp is, kon die finale fase begin. Die grondslag was gelê vir die laaste stoot na totale oorwinning. En toe, na dekades se bloedige stryd, in 1949 het die oomblik aangebreek. Die nasionaliste is finaal verslaan en Ma se revolusie, gebou op die rug van die boere, het sy einddoel bereik. 'n Splinternuwe China is gebore. So, as ons nou terugkyk, wat is die groot lesse wat ons hieruit kan neem? Eerstens, jy kan nie net 'n plan van iewers anders af kopieer nie. Jy moet jou eie omstandighede verstaan. Tweedens, as jy mense se ondersteuning wil hê, moet jy hulle werklike, daaglikse probleme aanspreek. En derdens, en miskien die belangrikste, geen politieke beweging kan op die lang duur oorleef sonder die opregte steun van die mense nie. En dit alles laat ons met 'n laaste interessante vraag. In vandag se moderne wêreld het hierdie idees om mense op voedselvlak te organiseer en hulle onmiddellike probleme aan te spreek nog dieselfde krag. Dis definitief iets om oor na te dink.